En dis, soos ek vroeër met jou meegedeel, dit is 'n rugby storie. En dis 'n storie wat so 'n bietjie drama in het. Ek wil nou nie sê ek is nou in die klas van Rassie en nou klas van huidige skeidse en al die drama wat dan nou rondom die rooi kaarte en die goed aangaan. Julle onthou so 'n paar jaar gelede het Rassie mos 'n skorsing gekry van 8 maande of so iets wat hy nie naby die rugbyveld mag gekom het. Hy mag ook nie afrigte van enigiets soos hy moes heeltemal geïsoleerd. So omdat hy nou 'n video gemaak het, 'n film gemaak het waar hy al die skeieregters se foute uitwys en dan die reëls uitgewys het en dan wys waar die skeieregter die Springbokke dan benadeel het. En nou ja, ons weet dit was groot moeilikheid in die media en hy moes op dissiplinêre verhoor moes hy gaan staan en dit het nie vir hom goed uitgewerk nie. En so het ek nou al vertel van die heel eerste keer wat ek nou begin rugby afrig het as 'n jong onderwyser. Die eerste jaar wat ek sommer die rugby se A-span kry en dit natuurlik toe 'n groot uitdaging vir my gewees. Maar nou het ons 'n goeie jaar gehad en aan die einde van die jaar speel ons toe nou die groot, ek gaan nie sê die groot derby nie, maar is 'n groot fees by ons Bierdorp gewees en ons het dan altyd op die feesdag gaan speel. Ek dink dit die Citrusfees genoem of iets in die lyn. En dit was altyd 'n baie groot wedstryd want ons was nie in dieselfde liga nie. So dit was dan nou net die een keer 'n jaar wat ons mekaar gesien het en teen mekaar gespeel het. En die spesifieke wedstryd onthou ek nog, ek het daai jaar 'n bietjie gesukkel met 'n loskakel. En jy sal dalk vir Gaffie de Tooy onthou. Ek gaan toe na Gaffie se pa toe wat die hoof was van die skool waar ek is en ek sê vir meneer, ek weet Gaffie het nou onder 15 klaar gemaak, maar dis nie 'n liegewedstryd nie. En ek vra vir meneer, weet ek het loskakel, maar kan ek vir Gaffie gebruik vir hierdie wedstryd? Ek kon sien hy borrel toe van opgewondenheid oor ek dit wil doen en hy het natuurlik dadelik ja gesê en ek het vir hom beloof meneer, ek sal met my spelers hulle afrig dat hulle ook soos dit met Naas Botha destyds Geldenhuys, hoe hy altyd vir Naas Botha beskerm het, en weet so, Naas Botha het ons nooit verdedig nie, hy was altyd ouens wat hom beskerm het, en dat hy nie getackle te word, of wat hy nie iemand te tackle, is nooit vir die Burger Geldenhuys, kyk, as iemand naby Naas Botha gekom het, dat Burger Geldenhuys, dat hy moes Springbok flank ook geweest vir die Blou Bull, of daai tyd was het noodaanval, dat hy dan seker gemaak, jy kom weer by Naas Botha uit nie, en durf waag, om die bal te hê, is Burger op jou afgestorm, ons speel nou daarso, en dis maar weer een van die wedstryde, maar ek sê, jy sê, Gaffie is ongelooflik, elke keer is ons in die moeilikheid, en ons kry die bal, en skop het die bal, ver terug, daar in die teenstander se kwartgebied, en hulle, jy kan sien dat hulle later moedeloos gemaak, en so is die wedstryd nou op en af, en hierso met 5 of 10 minute voor die einde van die wedstryd, is die telling toe nou 12-11, maar dit is so dat ons teenstanders val net aan, en dis later, tyd is verby, dus ek dankie toch na beseringstyd, maar die ouens is letterlik soos binne 10 tree, 5 tree van ons doellyn af, en ek weet nie hoe my span dit reg ken nie, maar hulle verdedig vir alles wat hulle het, en toe die tyd nog by is, dink ek, ag dankie, die skeieregter gaan seker nou net die fluitjie blaas, nou meen nou, dit is 3 minute, beseringstyd, hy kom toe die by 5 minute kom, toe ken hy die 9de strafskop, ek het het nog getel, in 'n ry, teen my span op, en dis nie 2 tree van die doellyn af, maar jy weet, daai tyd was die reël nog nie gewees dat jy 5 tree van die doellyn, jou lynstaan moet vat, of 'n skram, of 'n strafskop, daai tyd is het, daar is 'n 2 meter, die fout op die 2 meter van die doellyn gemaak is, dan was die skram daar, of die strafskop was daar, en dis nou al 2 minute verby beseringstyd, en ek het net vir myself gesê, dit is nie reg nie, nou staan dit, is gebeur hier, net hier by my, so 3 tree, 4 tree, ek is mos vlagman gewees, want daai tyd was het ook nie gebruik, dat die afrigter was die vlagman gewees, soos die eerste wat skole rugby professioneel is, en allemaal professionele mense het wat blaas, en lynregter is, en al die type van goed nie, ek is die vlagman, ons het die lynregter gewees, ons was vlagmanne gewees, en toe hy na die 9de skeis was, sê meneer, en ek het daar nie op omgeskree, ek sê meneer kan nie so aangaan nie, meneer wat moet jy nou doen is nie reg nie, en daar staan my skool ook hier, en die klomp ouers vir die staan, het raak so doodstil, en natuurlijk die skeieregter, hy kyk nog vir my, ek kan nie geloof ek sê meneer reg vat, nou raak het daarom te erg, jy kan nie meen, maar ek probeer myself inhou, jy weet daai kere wat jy jouself probeer inhou, en jy weet, jy moet nou, ek gaan nou tegen ontplof, weet het borrel so op, en dis toe dat my skool of intree, en hy sê dit toe maar, dit is alright, gaan jy, ek sal dit verder hanteer, toe praat hy verder met die skeieregter, hulle toe nog die strafskop gespeel, my manne het dit toe nou reg gekry, om nie 3 af te staan nie,
en ek onthou nog Gaffie het nog daai bal gekry, nadat hulle 'n fout gemaak het, en toe hy die boot so insit in die bal, en hy so weet hy bal trek, en ek sien, daar gaat hy weer, daar gaat die bal, en ons is toen weer amper op hulle kwartlyn, ja, toe blaas die skeieregter toe uiteindelik die eindfluitjie. Ek het toe nou maar vir my rugbyspan verskoning gevra, jy weet dat ek nou hier van die kant af so myself so sleg gedra het. Ek het ook natuurlik toe vir die skool of en onderwysers verskoning gevra, maar ek moet nou sê, my seuns, my span het baie simpatie met my gehad. Hulle het almal vir my kom sê, dankie dat meneer vir ons omgee. En my skool was ook nie te erg met my gesê, hy het gesê, hy het heeltemal begrip. Hy dink ook nie, dinge het reg geloop, ja, dat ek gedoen het, was nie reg nie, dat ek moes dit nie gedoen het nie, maar mense het onder sekere omstandighede, moet mense seker ook maar leer uit jou foute, en jy moet begrip hê, dat almal is nie perfect nie, soos wat ek daardie dag, weet ook geleer het, en dit was ook toe die enigste keer, wat ek ooit, van langs die veld af, iets met die skeieregter gedoen het, selfs, as ek gespeel het, was ek nooit iemand wat met die skeieregter gepraat het, behalwe as ek nou kaptein van die span was, en ek moest er iets vir hom gevra het, of hom gesê het, ons wil pale te skop, en die straatskop, of iets in die lyn. Maar ja, dit was ook die dag, wat ek dink, ek 'n soortgelyke ervaring het as wat Rassie sin op internasionale vlak behaal het, dat ek nou maar net op skoolvlak gehad het, maar dit was nogals vir my 'n dramatiese ervaring gewees, moet ek eerlikbaar sê, as ek vandag daaroor terugdink, die dag wat Gaffie de Tooy, toe na die wedstryd, toe is die speler van die wedstryd aangekondig, en dis toe nou niemand anders as Gaffie, wat daardie al sy begaafdheid getoon het, en daai dag as 15-jarige, so Gaffie het daai dag gespeel teen ouens wat 4 jaar ouer as hy is, en hy was absoluut briljant geweest, die speler van die wedstryd. Is dit nie eintlik op die ou 'n spesiale herinnering, en het was uit aan hom te danke, dat ek in my span daai dag nie verloor het nie. So, dit is sommer die dag, wat ek dan ook drama gehad het op die rugbyveld, en ek simpatie met Rassie het. So, ek het dit met jou gedeel, die dramatiese skeieregter ervaring wat ek ook gehad het, en waar ek ook maar my les geleer het, om nie te doen nie, soos Rassie sê, ons het geleer om te aanvaar wat die skeieregter sê, ek het dit ook so gedoen.